God is good. Mense, is u opgewonde? Ek lees vir ons vanmôre uit Johannes 12 uit, van vers 12, in die opskrif hier, intog van Jesus in Jerusalem. Ons sien dat dit is ook geskryf in Matteus 21 vers 1. Nou vers 12, die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan, hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Vers 14, en Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is. Vers 15, moenie vrees nie, dogters van Sion, kyk, jou koning kom en hy sit op die vul van 'n esel. Kom ons sluit ons oom, bid ons saam. Vader, baie dankie vir die woord. En dankie dat u deur u Gees my lei, dat ek die woord sal oordra. En Here, ek bid dat deur die woord, elkeen van ons vanmôre sal hoor wat u hart is. En Here, ek bid dat u hierdie woord in ons harte sal vasmaak. In Jesus naam. Here, dat dit op vrugbare grond sal val en dat daar 'n oes sal wees daarop, 100voudig. In Jesus naam bid ek dit en ek dank u daarvoor. Vader, u word verheerlik. Amen. Prys die Here. Nou mense, heel eerste, vandag, ongeveer 2000 jaar gelede, was die eerste dag van die heilige week wat oor 8 dae afgespeel het. Dit was die laaste week wat Jesus as mens op hierdie aarde gewees het. En ek wil vanmôre vir u sê dat die gebeurtenisse wat tydens hierdie 8 dae plaasgevind het dadelik, onmiddellik, mense, 'n impak gehad, wat ewigdurend was, onmiddellik en vir altyd verandering teweeggebring het. Hoekom sê ek so? Oor al die eeue heen, van daardie dag af, vandat Jesus uitgeroep het, dit is volbring, as ek net een voorbeeld kan gebruik. Die krag daarvan, vandag nog, oor al die eeue heen, die toekoms in 'n impak het. Dit kan nie verander nie. Dit het die woord vervul. Jesus Christus het die offer geword vir jou en my sondes, en deur dit het hy vir my en jou redding bewerkstellig. Nie net vir ons nie, maar ook vir hulle wat vanmôre in die wêreld is. God se hart is dat elke een gered moet word wat in hom glo. En mag die Here gee dat mense wat in die Here glo, hierdie boodskap sal uitdra sodat die wêreld kan hoor. Mense, daar is seker geen ander tydperk in die ganse mensdom se bestaan wat belangriker is as dit. Dit wat daardie 8 dae plaasgevind het redding vir die mens bewerkstellig. Deur dit het Jesus Christus die weg oopgemaak vir jou en my om met God die Vader versoen te wees. Die gebeure van Palmsondag, Goeie Vrydag en Paasondag en al die dae tussenin, mense, is steenpilare waarop die ewigheid, alle ewigheid, gevestig is. Wat bedoel ek daarmee? Mense, en dis hoekom ek gesê het, niks kan dit verander wat Jesus deur in daardie 8 dae bewerkstellig het. Vernaam nie toe hy op die kruis gehang het nie. Mense, en toe hy 3 dae later uit die dood uit opgewek is deur God die Vader. Mense, dieselfde Gees wat in hom, wat hom opgewek het, is ook die Gees wat vanmôre in jou en my is, wat ons lewend gemaak. En ons eer die Here daarvoor. En ek wil vanmôre sê, soos wat ek hier staan, lê hierdie net op my hart. Mense, ek bedien oor die kruis. Dis my hart. En ek sal daaroor aanhou bedien. Tot die dag toe wat ek my asem uitblaas. Mense het nodig
om dit wat Jesus op die kruis gedoen het vir jou en my, dit wat hy daar bewerkstellig het, as te ware aan te trek, mense en absoluut in dit te lewe, in elke area van ons lewe. En kom ons wees vanmôre eerlik, leef mense, kinders van die Here, op so 'n plek, waar hulle werklik dit wat Jesus behaal het, hulle eie gemaak het, en daar volgens lewe. Ja, ons probeer, maar daar's baie mense wat nie in oorwinning wandel. En tog sê die woord dat daardie oorwinning wat Jesus behaal het, het ons deel geword. Dit is ons deel. En ons moet dit lewe. Mense, en soos ek gesê het, mense, Palmsondag, Goeie Vrydag, Paasondag, en al die dae wat daar tussenin was, is die steunpilare waarop die ewigheid rus. En as ons vanmôre net een voorbeeld kan vat, Jesus wat gesterf het, die impak van dit wat daardie dag op Golgotha plaasgevind het, die krag daarvan word geaktiveer deur jou geloof in dit wat Jesus gedoen het daardie dag. En ook oor hierdie 8 dae gedoen het vir elke een van ons. Mense, jou geloof is die sleutel vermoere om 'n lewe te lewe wat getuig van 'n Jesus wat gekruisig was, wat gesterf het, en omdat hy bereid was om te sterf, vir my die weg oopgemaak het, dat ek in 'n verhouding met die Vader kan wandel op hierdie aarde. Wanneer ek dan op 'n plek beweeg, oom Chris kan sien dat ek 'n verhouding met God het. Hy die impak van die woord deur my leefwyse kan beleef en ervaar. My gesin dit kan beleef en ervaar. En mag die Here gee dat ek en jy, Rian, dat ons as die hoof van ons huis, Dries, oom Chris, Johan, luister dat ons families, ons gesinne dit sal beleef. En dan ja, daar waar ons werk, waar ons met mense kommunikeer, waar ons met mense saamwerk, dat hulle die boodskap sal sien deur die wyse wat ek en jy lewe. Dit wat die impak was van wat Jesus gedoen het ongeveer 2000 jaar gelede, sigbaar sal word vir die wêreld om te sien. Hoe gebeur dit? Mense, Jesus, wanneer hy deel word van jou liggaam, verander jou lewe, en jou lewe praat van die impak van dit wat hy op Golgotha vir jou en vir my gedoen het. Mense, hy het die prys betaal, eens en vir altyd, ten volle, en die impak daarvan is ewigdurend, mense. Dit is nie net wanneer ek lus het nie. Die dag wanneer die Here Jesus op die wolke verskyn, mag die Here gee dat ons gereed sal wees om met hom te ontmoet, om vir ewig in die teenwoordigheid van God te wees. God se hart. Maar ja, ek wil vanmôre teruggaan, net een dag terug, en ek wil met julle praat toe Jesus se voete gesalf was met nardesolie. Mense, waardevolle olie, geen nagemaakte olie. Sy voete daarmee gesalf was. En Maria haar hare gebruik het om dit droog te maak. Ek lees vir ons, kom ons lees saam, Markus 14, u kan soontoe blaai. Markus 14 vers 3 tot 9. En ek lees vers 3, hy sê, en toe hy in Betanië was, in die huis van Simon, die Melaatse. Mense, hierdie Simon, die Melaatse, was ook 'n Melaatse man wat deur Jesus Christus volkome genees was. Nou terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaster fles met egte baie kosbare nardesalf. Nou die Griekse woord hiervoor is pistikos, wat beteken dat dit genuine was. Mense, dit was nie nagemaak nie. Vandag as jy olie kry, moet jy seker maak dat dit salwingsolie is wat geanoint is, mense. Want jy kry olie op enige plek te koop. En mense gebruik dit vir enige iets. So jy moet seker maak dat dit wel salwingsolie is. En dan lees hy verder aan vers 3. Hy sê, en sy breek die albaster
fles en gooi dit op sy hoof uit. Ja, in Johannes 12 vers 3 sê hy dat hy sy voete daarmee gesalf en haar hare gebruik om sy voete droog te maak. Maar hier sê hy dat sy dit oor sy hoof uitgegiet. Nou hierdie Maria was die suster van Lazarus. Mense, Lazarus wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En hulle is almal saam aan tafel. Simon wat van melaatsheid genees is. Mense en dan natuurlik Lazarus wat uit die dood uit opgewek is. Hy sê in vers 4, en daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was. En hy praat daar van die disippels. En gesê het, waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennies. Nou, in 2002 het hulle gekyk wat die waarde daarvan sou wees. En toe was dit $10,000 gewees. Dit was wat daai salwingsolie werd was. Of nardesolie werd was. Hulle sê daar, want dit kon vir meer as 300 pennies verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Nou volgens Johannes 12 vers 4 praat Jesus self hier met Judas. En hy was die een wat in beheer was van die finansies. En die Here spreek hom aan. Inteendeel, dit is amper asof hy, wanneer ons gaan kyk na die verskillende gedeeltes, asof hy uitgebuis word deur Jesus. Hy point hom. En hy sê, maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Nou, party van julle sal nou vir my vra, hoekom deel jy hierdie? Mense, terwyl ek besig was om voor te berei, kom die Here en hy lê hierdie op my hart. En mense, na die einde toe sal u sien, hoekom deel ek hier? Want dit is God se hart, dat mense wat ongered is, die woord sal hoor. Mense, en ek en jy is die instrumente wat gered is, wat deur God geroep is, wat deur God toegerus is, deur sy gees wat in ons is. Sê vir iemand langs jou, jy's toegerus. Deur die gees, wat jou die vermoë gee, om 'n kragtige instrument te wees in sy hande. Hy sê, want die armes het julle altyd by julle. En is dit waar? Ek meen, Jesus is hoeveel jaar nie meer hier nie. En nog steeds is die armes onder ons. Mense wat God nodig het. Mense wat 'n behoefte het. En ja, ek kan vanmôre weer vra, waar sal die Here wil wees? Tussen mense wat alles het, of tussen mense wat behoefte het? Mense wat arm is. Dis waar hy sal wees. Waar sou hy vanmôre wees? Om hier te wees of daar in die tronk waar die mense in gevangenskap sit? Hy sal wil wees waar hulle wat in geestelike gevangenskap sit ook gered kan word. Mense, dis waar die Here hom sal wees. En ek en jy moet die Here se boodskap uitdra sodat hulle wat in gevangenskap is kan hoor. Want hy's in ons, hy's by ons, hy's met ons. Deur sy gees het hy ons toegerus met alles wat ons nodig het om diensbaar te wees tot eer van die Here. Amen. 2 Petrus 1 vers 3, jy kan dit gaan lees. En om te lewe, nie net om diensbaar te wees nie, maar om ook te lewe. En dan sê in vers 8, wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Mense, toe sy dit gedoen het, het sy nie geweet nie, dat sy 'n instrument in God se hande nie. Mense, his body was prepared by God for sacrifice. Op daardie oomblik het God sy seun voorberei vir dit wat sou plaasvind. Alreeds vooruit gesalf vir die prys wat hy moet betaal. Hy sê daar in Hebreërs 10 vers 5, daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie
diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Hebreërs 10 vers 5. Die liggaam wat u my gegee het. Dit was God se hart, want deur sy liggaam, deur die liggaam van Jesus Christus, die volmaakte liggaam van Jesus, het hy vir my en jou redding bewerkstellig. En ons eer die Here daarvoor. Mense, Maria, ek dink sy het nie geweet nie, en ek seker daarvan, dat sy op daai oomblik eintlik 'n instrument in God se hand, die Vader se hand, toe sy daai olie uitgiet, God besig om deur haar sy seun te salf, voor te berei vir dit wat sou plaasvind. Net hier 'n paar dae later. Net vers 9, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot gedagtenis aan haar. Ek wil vanmôre vir u sê, net soos sy nie geweet het, dat sy se instrument in God se hand, so sit baie van ons vanmôre in hierdie plek, sonder dat ons besef, instrumente in God se hand. Daar gaan 'n dag kom, wanneer ek en jy in die hemel kom, waar mense wat ons pad langs gekom het, daar ons gaan ontmoet. En daai man, jy gaan besef, dat as gevolg van jou getuienis op 'n spesifieke tyd, in hierdie persoon se lewe, hy, Jesus, aangeneem het, en deel geword het van die volk van God. En ek eer die Here daarvoor. En daarom moet ek en jy altyd bedag wees, want soms laat ons die vyand die wind uit ons seile uithaal, want ons praat en ons deel en ons bid. Mense, hoeveel het al ontmoedig geword? Jy bid en dit voel vir jou asof dit geen krag het nie, want niks gebeur nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, daar gaan 'n dag kom, wat jy gaan agterkom, dat as gevolg van gebede wat jy gebid het, het die gevolge daarvan 'n impak gebring in van jou kinders se lewe, wat jy nooit ooit eers besef het. Amen. En in ander mense se lewens. As net een voorbeeld wat ek vanmôre kan gebruik ten opsigte van dit. Mense, hoor vanmôre, moet nie dat die vyand jou stil maak nie. Moet nie ophou bid nie. Mense, ek en jy moet bidend wees, oggend, middag en aand. Ons moet die tyd uitkoop om by God se voete te sit, in te druk en te volhard. Mense, en ja, met dit in gedagte, wat in hierdie 8 dae, van vandag af, die eerste dag, van hierdie heilige week, Jesus se laaste tyd as mens op hierdie aarde plaasgevind het. Want dit het 'n ewigheidswaarde. Dit is geanker op die sterwe en die opstanding van Jesus Christus, die Seun van God. En ons dank die Here daarvoor. Die woord van God is geanker op die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. As die woord vir jou sê, jy's 'n oorwinnaar, wil ek vanmôre vir jou sê, die krag van daardie woord word geaktiveer deur jou geloof in dit. As jy glo dat deur die woord, mense, deur Jesus Christus en die werk wat hy gedoen het, die oorwinning wat hy behaal het oorwinning my deel geword, en daarom leef ek oorwinning. Mense, dan sal oorwinning jou deel wees. Mense om jou sal dit beleef en sal dit ervaar en sal weet wie jou God is en dat hy lewe. Johannes 12 vers 1 tot 2, hy sê, en Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom 'n maaltyd berei en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Mense, Simon, 'n melaatse, gewees, hy is genees. Deur dit het God
sy almagtige krag, genesingskrag, gedemonstreer, toe hierdie man volkome van melaatsheid genees is. Ek wil vanmôre vir u sê, net soos wat hy daai malaatse gered het, of genees het, so kan hy ook vanmôre, deur daardie selfde krag, jou wat krankheid in die liggaam het, volkome herstel en genees. Glo jy dit? Hy kan. En ja, hier sit Lazarus saam aan die tafel, 'n man wat dood was, alreeds 4 dae. Onthou Martha, wat het sy gesê? Hy het al gestink, hy stink al. En ja, ek wil vanmôre vir u sê, daar's van ons wat geestelik partykeer op 'n plek is waar ons ook dood is en dit ryk al. Maar ek dank die Here dat deur sy groot krag wat hy daardie dag gedemonstreer het, toe hy Lazarus uit die dood uit opgewek het, mense toe hy hom uitgeroep het, hy daar uitgestap het. Die woord sê, daar was nog doeke om sy hande, daar was 'n doek om sy hoof en om sy voete. Ek sien hoe kom hy daar uit. 'n Dooie man wat lewend geword het. Dink wat was die impak van dit wat gebeur het. Mense, want daar was 'n menigte van die vriende wat almal saamgekom het, en ons praat nie eens van al die ander mense nie, wat saamgekom het nie. En dan moet ons ook onthou die godsdienstige mense wat daar is, die kerkleiers van daardie tyd, wat ook daar was, en die gevolg daarvan, planne om Jesus om die lewe te bring, want die impak van dit wat hy gedoen het, het veroorsaak dat mense van godsdienst af weggedraai het, en na Jesus gedraai het. Ek wil vanmôre vir u sê, die impak daarvan, die dag, toe Jesus op die donkie in Jerusalem inry, 'n menigte wat saamgekom, palmtakke geswaai voor hom, en uitgeroep het Hosanna. Wag, ek gaan my boodskap vooruit hoor. Kom terug daarna. Met hierdie in gedagte wat ek nou gedeel het, wil ek dit 'n headline gee. Ek wil dit 'n opskrif gee, 'n hoofopskrif. Luister, lewende getuienisse van die almag van Jesus Christus. Mense, Simon en Lazarus was lewende getuienisse. En onthou nou, getuienisse. Hulle is nie getuies nie. 'n Getuie praat. Hulle is lewende getuienisse van die almag van God se genesingskrag en ook van sy lewendgewende krag, almag. Mense, hulle sien Lazarus, en Lazarus wat lewend geword het, praat sonder dat 'n woord gespreek word. Ek wil vanmôre vir u sê, hoeveel van ons was in die wêreld? Hoeveel van ons was dood? In Efesiërs sien ons in Efesiërs 2. Kom Paulus en hy sê, moet nie vergeet waar jy vandaan kom nie, en onthou hoekom jy is waar jy was. Hoekom jy is waar jy nou is. Jy is gered deur die genade van God. Amen. Jy was dood, maar nou is jy lewend. Mense, en daarom is jy 'n lewende getuienis vir die koning, Jesus Christus. Wherever I go, people look at me and they see a newborn living person. Wat lewe deur die krag, die lewendgewende krag van God, wat in my is, 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby, ek is nie meer dieselfde nie. Sê gou vir iemand langs my, jy's 'n lewende getuie van die almag van God. En ek kan vanmôre verseker sê, dat van ons wat vanmôre hier sit, was siek, maar ons is getuienisse, wanneer mense na ons kyk. Ek meen, kyk vir Frannie. Frannie was, inteendeel, hulle het gesê, sy gaan sterf, daar is geen hoop meer nie. Hier lewe sy nou, 15 jaar later, dank die Here daarvoor, want sy genesingskrag het in haar liggaam geaktiveer geword deur haar geloof, en sy is genees volkome.
Daarom is hy 'n lewende getuienis van die almag van God, die genesingskrag van Jesus Christus wat hy nou gemanifesteer het. En so kan baie van ons vanmôre sê, ons is lewende getuies, want ek moes eintlik dood gewees het, maar ek lewe, want ek was siek, maar nou is ek gesond, en ek eer die Here daarvoor. Maar nou wil ek vir julle sê, wat het dit veroorsaak? Die wetsgeleerdes was ook daar, en hierdie het so 'n groot impak gemaak, dat mense hulle het weggedraai van hulle geloof af, hulle het nie meer die geloof aangehang, wat hulle aangehang het nie, maar hulle hang nou Jesus Christus aan, want hulle het gesien hoe hy vir Lazarus lewend gemaak het, en die wat nie daar was, hy sien nou, want hulle het gehoor hy het gesterf, maar hy lewe nou, hy het opgestaan, en daar's baie getuies. Ek wil hê jy moet vanmôre hoor, jy is 'n lewende getuie, en luister, nie gevolg daarvan was. Die wetsgeleerdes het na mekaar toe gedraai en gesê ons moet nie net Jesus doodmaak nie, maar ons moet ook vir Lazarus om die lewe bring. En ek dink, Simon, nee, wat met hom gebeur, die feit dat hy gesond gemaak is, mense, hy was die petrol op die vuur. Ek wil hê jy moet vanmôre hoor, as u uit hierdie plek uitstap, dat jy sal weet, dat jy 'n lewende getuie van die almag, van die lewendgewende Jesus Christus, die Seun van God. Deur hom het ek lewend geword, en ek eer die Here daarvoor, en ek gee hom al die lof tot in alle ewigheid. God is good. Mense, ek lees vir ons, hy sê hierso, vers 9, Johannes 12 vers 9 tot 11. Hy sê, en 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was, en het gekom nie alleen ter wille van Jesus nie, dit wat ek nou net gesê het, mense, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. Mense, ek dink daar moes 'n warboel gewees het. Daar was sekerlik mense wat by Lazarus wou uitkom, wat met Lazarus wou praat, wat vir Lazarus sou vra, jy was dood, hoe het jy hier gekom? Jy lewe, wat het met jou gebeur? Mense, ek dink, ek self, as ek daar kon gewees het, sou ek hom ook 'n paar vrae sou wou vra, seker te maak. Ek wil vanmôre vir u sê, ons God is groot. En as daar vanmôre in jou enige krankheid is, as jy glo in God se woord, in Jesus Christus, die Seun van God, wat die woord vervul het, mense, wat ons krankhede op hom geneem het, toe hy op die kruis gehang het, mense, en deur dit vir ons genesing bewerkstellig het, en sy woord wat geskryf staan, deur sy wonde is ons genees. Ons is, dan sal ons getuies wees van daardie genesingskrag. En as dit nodig is, woorde gebruik, sodat mense kan hoor. Want partykeer sien ons nie altyd nie. En ons hoor ook nie altyd nie. Maar Here, open ons ore en open ons oë, sodat ons kan sien in die Gees en dat ons kan sien, kan hoor in die Gees. Mense, en dan vers 10, en die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. Vers 11, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het, navolgers van Christus geword het. En daarom wil ek hê u moet vanmôre hoor, net soos wat hierdie fariseërs daarop uit was. Hulle, ek meen, kom ons dink net vir 'n oomblik. Hierdie mense is opgewonde, hulle loof en hulle prys die Here, want hy is 'n geneesheer. Hy maak mense wat dood is, maak hy lewe. Hulle loof en prys hom. En net aan die ander kant het jy hierdie godsdienstige mense wat planne maak om die lewe te bring, nie net vir Jesus nie, maar ook vir Lazarus. Ek wil vanmôre vir u sê, so seker as wat ek hier staan, is die vyand daarop uit ook vandag, om manne en vroue wat veronderstel is om lewende getuies te wees,
Praat nie net van praat nie, jou lewe getuig van die lewendgewende krag van God, wat in jou liggaam deel geword het, toe jy Jesus aangeneem het, as jou verlosser. Die vyand soek dit nie, want dit spreek boekdele, en dit bereik mense, wat ongered is, en dit skep in hulle 'n begeerte om ook te hê wat jy het, en dit bring hulle na die Here toe. En hy wil dit nie hê nie. Hy wil jou stil hê. Mense, hy wil hê dat jy 'n lewe moet lewe, wat nie getuig van 'n lewendgewende, skepende God nie. Kom aan, gaan ons hom toelaat. Ons hoef nie, want Jesus het hom oorwin op Golgotha, meer as 2000 jaar gelede, en ek en jy het dit deelagtig geword. Mense, dit het jou deel geword. Ek hoef nie meer gebukken te gaan onder die aanslag van die vyand nie. Ek kan hom teëstaan. Hoekom? Want ek het my aan die Here onderwerf. Ek stap 'n pad met God, en hy het my toegerus, die vermoë gegee, die krag gegee, om teen die werke van die vyand te kom, om hom teen te staan. En wanneer ek dit teëstaan, dan sal die vyand van my af wegvlug. Mense, luister, die intog van Jesus in Jerusalem. Daar gaan ons gaan na Johannes 12 vers 12 tot 19, en ek wil daar 'n stukkie voorhou. Mense, luister, die volgende dag. Ek meen, hierdie skare wat die vorige dag daar was, waar Jesus was, al hierdie mense wat aan huis was, wat daar buite, die woord sê, waar Jesus was, was daar altyd 'n menigte mense wat hom gevolg het. En mag die Here gee dat mense na plekke van samekoms sal kom, nie omdat Chris daar is nie, en of Frannie daar is, of Megan, of wie ook al nie. Ek wil vanmôre vir u sê, dat hulle sal opkom na 'n plek van aanbidding toe, omdat Jesus in die huis is. Dat God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees in die plek van aanbidding is. Wanneer ons hier uitstap, dat ons sal sê, ek was in die teenwoordigheid van 'n lewende God vanmôre. Ek het sy hand sien beweeg, ek het hom tasbaar beleef, en ek weet so seker as wat ek vanmôre hier staan, God se woord is standvas. Geanker, die sterwe en die opstanding van Jesus Christus, die Seun van God. Mense, Johannes 12 vers 12 tot 19. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan, hom tegemoet en geroep. Dit was die gewoonte, luister gou, om te doen uit waardering met die aankoms van 'n oorwinnaar. Mense, en hulle het uitgeroep, Hosanna. In Hebreërs beteken dit, save we pray. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Nou, twee belangrike punte wat ek hier wil uitlig. Hierdie is Psalm 118 vers 26 tot 27 wat aangehaal word. Mense, ek lees dit vir julle. Vers 26. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Vers 27. Die Here is God. Hy skenk ons lewe. Mense, ek was dood, maar ek lewe deur Jesus Christus, die Seun van God, want deur hom, sy krag, mense, lewendgewende, almagtige krag van Jesus Christus, die Gees wat in my is, wat hom lewend gemaak het, lewe ek, en ek eer die Here daarvoor. Hy sê, begin die fees, wyf met takke, gaan tot by die horings van die altaar. En dan die tweede punt, terwyl die mense verklaar dat Jesus Christus die koning is die godsdienstige mense besig om planne te maak om die lewe te bring. Die twee kante, die lig en die duisternis, is sad om te sien hoe kinders van die Here partykeer so reg in die vyand se hande inspeel. Onwetend. En ek dink partykeer ook wetend. Here, wees ons genadig,
help ons in Jesus naam, dat die vyand dit in ter ewigheid nooit reg sal kry, om my as 'n lewende getuienis van die almag van die reddende krag van Jesus Christus, daai lewende, gewende krag van God, mense sal stil maak, dat my lewe altyd sal getuig van 'n man wat 'n pad met God stap. Die Here sê, hy wat my liefhet, is wat my woord ter harte neem. En dan sal die Vader hom lief hê en ek sal hom lief hê en ek sal my aan hom openbaar maak. En dan sê hy in vers 23, en ek en die Vader sal by hom kom woning maak. Iemand het eendag vir my gesê, "Heer man, die juffrou by die skool leer my kinders dat die Here is hier in jou hart. Waar in jou lewe het jy dit gesien? As jy gehoorsaam aan die woord, dan sê hy, ek en die Vader sal by jou kom woning maak." Waar woon hy? Hy is alomteenwoordig, hy woon om ons, hy woon in ons, hy is by ons, hy is met ons, mense, hy woon in my hart. Die juffrou is reg. Mama, leer jou kinders, God is with me. Always, in the spirit, with me. En Jesus het 'n jong esel gevind, vers 14. En daarop gaan sit, soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vul van 'n esel. Hierdie was deur Johannes aangehaal uit Sagaria. Mense sien nie wat gebeur nie. Die woord, die profetiese woord wat gespreek was, vooruit van dit wat sou plaasvind, ook hier, kom in vervulling. Ek lees vir julle. Hy sê in Sagaria 9 vers 9, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Mense, die palmtakke wat geswaai word, voor 'n oorwinnaar. Hy sê, nederig, en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Vers 16 van Johannes 12, hy sê, dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie. En mense vandag nog, verstaan baie mense dit nie. Here, dankie vir u Gees, wat ons kom leer, wat ons oortuig van u woord, dat ons tot die volle waarheid sal kom, die volle kennis van u woord, in Jesus naam. Hy sê, dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, mense, dit praat van nadat hy opgestaan het uit die dood uit. Toe het dit hulle bygeval, dat hierdie dinge van hom geskrywe was, en dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare, wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig, vers 18. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het, dat hy hierdie tekens gedoen het. En die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie. Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. En dis net daar, waar hulle ook besluit het, om Lazarus dood te maak. Mense, vanmôre wil ek saamvat. As ons hieruit iets kan vat in ons eie maag, dink ek is die heel belangrikste dat ek en jy sal weet, net soos Lazarus en Simon, getuienisse, lewende getuienis, Lazarus, en die ander ene, genesingskrag. 'n Getuienis is van die genesingskrag van God. Nee? So is ek en jy lewende getuies en ook getuienisse van mense, van 'n persoon wat genees is deur die krag van God. En ja, dat ek en jy sal besef dat die vyand wil ons stil maak. Hy wil nie dat ek en jy hierdie boodskap sal uitdra by wyse van ek is lewend.
Hy het my lewend gemaak. Ek is 'n nuwe mens. Lewe. Mense die dood is verby. Ek lewe. En dat dit hulle na die Here toe sal trek, soos wat die skare getrek was, deur dit wat met Lazarus gebeur het, die werke wat God gedoen het. Mense, God se hart en die wêreld daar buite te berei, dat hulle sal hoor, dat hulle sal sien, en dat hulle sal weet dat Jesus lewe. Hy lewe. En omdat hy lewe, ons ook lewe. En hulle ook daai voorreg kan smaak, as hulle die Here nooi om deel te word van hulle lewens. Dis die woord. Kom ons sluit ons oor. Vader, ek dank U, Here, soos wat ons môre hier gesit het, geluister het, gehoor het, bid ek, Vader, dat die woord weer in ons harte lewend sal word. En Here, ek bid, Vader, dat daar oes sal opkom. Vader, dat waar ook al ons gaan, dat ons lewende getuienisse sal wees van die lewendgewende krag, almag van Jesus Christus, die Seun van God. Here, ek bid dat ons geloof altyd daarin geanker sal wees. En Here, dat ons nooit sal stil raak nie. Vyand sal toelaat om van ons te steel. Here, ek bid dit in Jesus naam. Ons dank U daarvoor. U word verheerlik. U koninkryk word uitgebrei. In Jesus naam. Amen. Ek sluit af. Vader, ek bid nou, wees met elkeen. Vou ons toe die liefde en die genade. Skerm ons met U getrouheid van al die kante af. Here, ek bid, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die liefde van God en die genade van die Here Jesus Christus met U elkeen wees. Jesus naam bid ek dit. Amen. Dankie Here. Mense, die Here is lief vir jou, kosbaar vir die Here. Wees 'n lewende getuie.